Here, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, van ewigheid tot ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God die Vader en Jesus die Here en deur die krag van die Heilige Gees. Broers en susters, by geleentheid so teen die einde van die Here Jesus se bediening hier op aarde, was hy met sy disippels saam by 'n geleentheid waar die skrifgeleerdes, die Fariseërs hom gekonfronteer het met die Ou Testamentiese wette. En toe vra hulle vir hom, Here, wat is die groot gebod in die wet? En ons lees dan in Matteus 22 dat Jesus vir hulle sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So vir hierdie skrifgeleerdes en Fariseërs sê die Here Jesus, al die wette van die Ou Testament kom neer op een enkele woordjie, liefde. Liefde vir God, liefde vir mekaar. En natuurlik is dit logies as ons sê, dit is wat die Here van ons vra, want gehoorsaamheid aan die Here se woord dwing ons in daardie rigting om lief te hê, om God lief te hê, om mekaar lief te hê. En ons leef in 'n wêreld en 'n gemeenskap waar daar baie vrae is oor verhouding met God en verhouding met mekaar. Maar as ons luister na hierdie woord van die Here en hierdie opdrag van die Here Jesus self, dan kan ons nie anders as om net te sê, ek het die Here lief en ek het my naaste lief. En ons as gelowiges glo mos die woord van die Here nie waar nie. Ons glo die waarheid van die woord. En in die vroeë kerk het die kerkvaders die 12 artikels saamgestel wat sê ek glo. Opsommend, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus as my verlosser en my saligmaker. En ek glo die kragtige werk van die Heilige Gees. Ek glo in die vergewing van sondes, deur die bloed van die Here Jesus. Ek glo in 'n ewige lewe. Kom ons as gelowiges antwoord vanmôre hierop deur die heiligheid van God te besing. Ons sing lied 169, die eerste, die tweede en die derde verse. Heilig, heilig, heilig Heer, God Almagtig. Groot is die troon, U is steeds met lof omring. Lied 169, verse 1, 2 en 3. Gemeente, in die Nuwe Testament kry ons 4 geskrifte van die apostel Johannes, die evangelie van Johannes, en dan ook 3 briewe wat hy geskryf het. Ons gaan vanmôre lees uit die 3de brief van Johannes. 1 hoofstuk, ons gaan net die eerste 4 verse lees. 3 Johannes, verse 1 tot 4. En nou voordat ons lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, ons is bevoorreg om vanmôre by mekaar te kan wees in hierdie kerkgebou. Here, maar dit gaan nie om die kerkgebou nie, dit gaan om U teenwoordigheid. U wie hier is, U wie sê, waar mense in die naam by mekaar is, daar is U teenwoordig. En dit, Here, was die gebed in ons harte en die behoefte, toe ons vanmôre hiernatoe gekom het om as gelowiges gemeenskap met U te kan hê, te kan deel in U teenwoordigheid en in die besef en bewusheid van U groot genade oor elkeen van ons. Here, vandag gaan besonder dink ons aan ons bejaardes. Ons bid vanmôre vir elke bejaarde, nie net hier in hierdie kerkgebou nie, maar in ons omgewing. Ek dink aan baie van hulle daar in huis Emily Hobhouse, wie nie in die vermoë is, liggaamlik, om vanmôre hiernatoe te kon kom nie. Ons bid, Here, dat hulle ook op 'n besondere manier U teenwoordigheid en die werking van die Gees in hulle lewens sal ervaar. Maar dan ook hulle wie hier is, Here, ons sien hulle, ons is dankbaar om saam te kan wees. Ons is dankbaar vir die geleentheid wat Weltevrede Gemeente skep om vandag ook die jaarlikse herfstjare ete te kan aanbied.
Ons is dankbaar, Here, vir die gesondheid wat ons ook kan geniet en die vermoë om nog in 'n motor te kan klim en hier na die kerk toe te kan kom. En dankie, Here, vir die voorreg van die gawe van gesondheid wat ons ook het. Maar soos ons hier is, het baie van ons ook maar 'n bekommernis, of daar's 'n pyn in die liggaam, of 'n siekte waarmee ons worstel. 'n Ongemak, Here, maar ons kom vanmôre en ons gee dit alles aan U oor. Ek vra, Here, dat U sal gee dat U teenwoordigheid en die werk van die Gees op 'n baie besondere manier elkeen van ons harte sal aanraak, van jong tot oud, sodat ons sal huis toe gaan met die wonderlike wete van, maar U wil ons gebruik, soos ons is, maar U toets ons geestelike lewe. Ek bid vanmôre, Here, vir die aktiwiteite van die gemeentes in Koppies in hierdie dae. Ons dink aan ons kinders en studente wat 'n bietjie vakansie hou, ons dra aan die op en vra dat hulle ook 'n aangename rustyd sal hê, om dan vanaf die week na hierdie week, die laaste kwartaal te kan aanpak, met al sy aktiwiteite, al sy baie dinge wat gebeur, met die skole, eksamens, en die gemeente en gemeenskap, Here, onder ons boere wat uitsien na die plantseisoen, en ons bid ook vir U voorsiening in die natuur daar buite. Dink, Here, aan elke gemeente lid wat ook 'n bepaalde aktiwiteit by betrokke is, en ons dink aan die aktiwiteite van die gemeentes ook, Here, seën alles. Met 'n besonder vir weltevrede gemeente, Here, ook in die dae van besluitneming oor 'n bediening op die pad vorentoe. Ons vra dat U ook op 'n baie besondere manier in hierdie gemeente en in die gemeentes in Koppies en almal se saamwerk en saam dinge doen en beplanning vorentoe, dat U die pad sal wys en dat net U naam verheerlik sal word. Dankie, Here, vir die dames wat die ete voorberei het. Ek bid ook vir hulle, ek bid ook seën op hulle hande arbeid. En wanneer ons ook daar by mekaar is, Here, vra ek ook die seën by ons saam wees. En nou, Here, is ons rondom U woord. Dankie vir die voorreg. U woord wie die waarheid is. U woord wat spreek en berge bewe. U woord, Here, wat harte aanraak. U woord wat vanmôre vir ons sê, wat U woord vir ons wil sê. Spreek, Here, ons luister. In Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek lees uit die Here se woord dan vanmôre, die 3de brief van Johannes. Ons lees die eerste 4 verse. Soos ek gesê het, die apostel Johannes het 3 boeke geskrywe, die Evangelie, 1, 2 en 3 Johannes, en ons lees uit 3 Johannes, verse 1 tot 4. Van die oudste, aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik lief het. Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is, en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou, as wat dit geestelik met jou gaan. Ek was baie bly toe hier medegelowiges kom, en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor, dat my kinders in die waarheid lewe. Ons lees net hierdie 4 verse. Ek kan lees gerus by die huis, die res van hierdie 3de brief van Johannes. Broers en susters, die teks vanmôre is hierdie 4 verse, met besondere verwysing na die woorde in vers 2, waar Johannes vir Gaius sê, ek hoop dat dit in alle opsigte so goed met jou gaan, as wat dit geestelik met jou gaan. En dan die tema vanmôre noem ek 'n preek op 2 bene. Broers en susters, hierdie woorde uit die 3de brief van Johannes, van al die gedeelte wat ek beklemtoon het baie keer wanneer 'n mens dit lees, die geneigtheid om by ons verby te gaan, sonder dat 'n mens mooi daaroor nadink. Maar wanneer ons besef waaroor hierdie brief geskrywe is, dan maak hierdie woorde van Johannes sin en kry dit besondere betekenis. En
En ek wil baie graag vanmôre hierdie sin en betekenis aan u oordra. Destyds toe hierdie briewe geskrywe is, was daar nie die groot gemeentes soos ons dit vandag in die kerke in die wêreld het nie. Daar was eerder huisgemeentes, waar gelowiges in huise bymekaar gekom het, die Here geloof en prys het en aanbid het, en gewoonlik was daar 'n leier in so 'n gemeente. In hierdie sekere huisgemeente was daar waarskynlik 'n leier met die naam van Gaius, van wie in vers 1 gepraat word. En oor hom word baie mooi dinge gesê. Johannes, die skrywer van hierdie brief, praat nou persoonlik met Gaius en moedig hom aan om sy geloof op 'n sigbare wyse uit te leef. Mense moet kan sien dat Gaius in 'n verhouding met die Here is. En ja, wat 'n mooi getuienis kom dan in ons teksvers na vore, wanneer Johannes vir Gaius sê, ek hoop dat dit in alles met jou net so goed gaan, as wat dit geestelik met jou gaan. En broers en susters, kom ons kom vanmôre dadelik by die punt uit wat hierdie gedeelte vir ons kom leer. Veronderstel die Here skryf vandag aan elkeen van ons wie in hierdie kerk gebou is, 'n persoonlike brief, wat begin met die woorde van die Here Jesus aan, en nou voeg jy jou en my naam daarby in. Van die Here Jesus aan, jy en ek. Ek hoop dat dit liggaamlik met jou net so goed gaan, as wat dit geestelik met jou gaan. Wat dink jy, sal die implikasies van so 'n brief wees? Ons weet almal van ons, dat ons daagliks besig is om ons eie lewenshuise te bou. Die dinge waarmee ons besig is, die dinge wat ons aangaan. En dan is dit so hartseer om te sien, hoeveel gelowiges daar met die bou van hulle lewenshuis tevrede is met afskeepwerk. In wie se geloofslewe daar dade van minder goeie gehalte is. Die skokkende is om te beleef hoe baie maar tevrede is om in 'n geloofshuis met min entoesiasme gebou te bly woon. Nie omgee om verbeteringe aan te bring nie. Net om eendag uit te vind dat 'n swak geboude geloofshuis op 'n dag in mekaar tuimel. Dit sê apostel Paulus. Paulus het baie van hierdie huisgemeentes besoek het op sy sendingreise. Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 13, die dag wanneer Jesus Christus kom, sal die gehalte van elkeen se werk getoets word. Nou ek moet sê, broers en susters, ek self het al ernstig besin oor waaroor ek op daardie dag, wanneer Jesus Christus gaan kom, dat my kop in skaamte sal moet laat sak. En weet jy wat gaan dan gebeur? Dan gaan baie van ons sê, as ek maar net die geleentheid kan kry om iets oor te doen, dan sal ek daarvan 'n beter werk maak. As ek maar net die geleentheid kan kry om iets oor te doen, sal ek 'n beter job daarvan doen. Ongelukkig is dit dan op daardie dag nie meer moontlik nie. Dan is dit soos die gesegde sê, ons het die brûe agter ons afgebrand. Presies dit, geliefdes, is wat Johannes in hierdie brief vir sy geliefde vriend Gaius in soveel woorde probeer sê. Hy sê van sorg dat jy nou en hier besig is om 'n ordentlike geloofshuis te bou en dit staan duidelik hier, en om in die waarheid te leef. Lees ons die brief verder, kry ons ook die waarskuwing teen ene Diotrefus, wat besig is om sy lewe weg te gooi, waaroor Johannes ontsteld is. Kom ons dink 'n bietjie mooi na oor die implikasies van Johannes se woorde aan Gaius en ons vra, hoe suksesvol sal jy in jou werk wees as jy dit so entoesiasties moes doen soos wat jy jou geloofslewe uitleef?
Hoe suksesvol sal jy in jou sport wees, as jy dit so halfhartig moes doen, soos wat jy jou geloofslewe uitleef? En wat van jou huiswerk? Jou kos kook, daardie daaglikse huislike take, daardie plant van die mielie, daardie sorg vir die vee. Met hoeveel toegewydheid sal dit gedoen word, as jy dit moes doen, soos jy jou geloofslewe uitleef? En jou liefdeslewe? Hoeveel passie en vuur sal daar in jou verhouding wees, as jy dit so lou en sonder emosie moes doen, soos wat jy jou geloofslewe uitleef? Ja? Ek dink nie, ons het al so oor hierdie dinge gedink nie. Tog is dit presies wat Johannes sy geliefde Gaius toewens. En daarom het ons vandag baie mooi hieroor dink, as Jesus vandag vir ons sou sê dat hy hoop dat dit in ons persoonlike lewe net so goed gaan as in ons geloofslewe, dan moet ons geloofslewe ernstig gaan ondersoek, nie waar nie? Dit mag wees dat ons daar groot en ernstige probleme het. Dan mag jy dalk uitloop op, dat ek dalk môre nie meer 'n werk kan hê nie. Dat my huwelik op die rotse sal wees. Dat my kinders dalk in kriminele gaan uitdraai. Ensovoorts, ensovoorts. Geliefdes, ek dink ons almal besef, maar al te goed dat ons nie almal elke dag getrou aan die waarheid leef nie. Ons is, soos die woorde sê, so skape wat afgedwaal het. Ook besef ons is so skrynwerkers wat elkeen sy eie huisie bou, en daarvoor die beste gee, en daarvan die beste moet maak. Want dit is belangrik, dat die huis waarin ons woon stewig gebou sal wees. Elke dag is ons besig om 'n spyker in te slaan, of 'n kas te installeer. Tot die dag dat Jesus ons kom haal, maak nie saak hoe jonk of oud jy is nie, jy is besig. Die vraag is net, hoe? En met watter gesindheid is ek besig om aan my ewige tuiste te bou? Sê jy nie ook graag wil hoor hoe God sê dat niks om groter vreugde verskaf het nie, as om te hoor dat sy geliefde kind, en sit nou weer jou naam in die waarheid gelewe het. Ek sluit af met 'n verhaal wat vir my diep getref het. In 1952 wen Dr. Albert Schweitzer die Nobelprys vir vrede. Kort daarna besoek hy die stad Chicago, en hulle maak 'n groot ophef van sy teenwoordigheid. Daar is mense wat sing, en dansers wat dans, en trompette wat blaas. Hy word verwelkom deur 'n klomp hooggeplaastes, Albert Schweitzer, Nobelprys vir vrede wenner. Hy bedank hulle hoflik, maar sien toe tussen al die mense 'n ou dame wat moeilik aansukkel met 2 swaar tasse. En niemand help haar nie. Schweitzer het gegaan en haar gehelp. 'n joernalis het hieroor verslag gelewer en geskryf. Vir die eerste keer in my lewe het ek 'n preek op 2 bene gesien. My tema van vandag. Dit dan presies is wat Johannes bedoel het, toe hy vir Gaius in 'n skrifgedeelte gesê het in vers 4. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Ja, Gaius het deur sy lewenswandel sy geloofsbelijdenis uitgeleef. Hy was 'n preek op 2 bene. Dit is sulke optrede wat ons hemelse Vader groot vreugde verskaf,
as hy sien hoe sy kinders in die waarheid lewe. En jy is nooit te oud om vir ons, al ons ander, 'n voorbeeld te stel nie. Amen. Hemelse Vader, die woord is die waarheid, en die woord is ons die lamp vir die voet en die lig op die pad. En die woord nooi ons uit en daag ons uit, en gee aan ons die opdrag, ga na al die nasies toe, maak die mense my disippels. En die woord beloof die toerusting, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees vir julle kom. En Here, help ons om ook vanmôre met entoesiasme te hoor as u woord sê, jy sal my getuie wees. Jy sal dit wees. 'n preek op 2 bene. Dankie Here vir die voorreg om te kan probeer. Dankie vir die voorreg om met mense en hulle dinge betrokke te kan raak. Dankie vir die voorreg, Here, om foute reg te stel. Om 'n spyker wat uitgetrek het in die geloofshuis weer terug te kap. Dalk met 'n bietjie dikker spyker sodat hy inpas daar waar hy uitgetrek het. Dankie vir die voorreg, Here, om in koppies saam aan ons geloofshuise te kan bou. In Jesus se naam. Amen. Ja, tot die Here ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van ons. Amen.